Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Ons gaan hierdie week bietjie deur die boek van Judas werk. Judas is 'n relatief kort en onbekende boek, maar baie konfronterend en ons kan baie daaruit leer. Judas skryf baie sterk teen wat hy noem dwaalleer, wat in die vroeë kerk begin kop uitsteek het. En hierdie leraars het voordat Jesus se woorde neergeskryf is, begin verander aan Jesus se lering of dit geminag of verdraai. En wanneer ons Judas lees, moet ons eers nadink oor onsself en of ons toelaat dat Jesus se lering en woorde is wat dit is en of ons dit dalk verander vir dit wat ons vir onsself leer. En wanneer ons dit reg het, kan ons begin om ander leraars te evalueer. So kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskryf word in Judas vanaf vers 1. Judas, diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die opgeroepenes, diegene wat hulle in die liefde van God die Vader bevind en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle gegee word. Geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om na julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geleerdere binne gesypel, goddeloses, mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here Jesus Christus ontken. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. As ons na hierdie gedeelte kyk, sien ons hoe Judas homself voorstel as 'n dienaar van Christus en natuurlik ook 'n broer van Jakobus. En hy skryf aan die wat geroep is, wat in God die Vader geliefd is en vir Jesus Christus bewaar word. En hy wou oor iets anders skryf, oor gemeenskaplike redding, maar hy moes hulle aanspoor om te stry vir die geloof, te beklei vir hulle geloof. En hoekom? Want die rede wat hy gee, sekere mense het ingeslyp, wat al lankal beoordeel is, veroordeel, en goddeloos is, wat die genade van ons Here en ons God ontken, en ander goed in daardie plek sit. En wanneer ons dit hoor, dan sien ons dat Judas waarsku teen hierdie leraars. Hy sit 'n waarskuwing op dat ons nie moet toelaat dat die genade van God en die reddingsboodskap, die evangelie geminag word nie. En God se genade, sy onverdiende guns, moenie gebruik word as 'n verskoning vir immorele gedrag of sonde nie. Mense kan dalk iets sê, veral in die moderne tyd, soos God vergewe alles, so ons kan doen wat ons wil, maar dit weerspreek die skrif. En genade lei tot bekering, maar ook tot heiligheid. En hulle kan dalk ook iets sê soos, ons dink Jesus was net 'n goeie mens, maar hulle ontken dan Jesus se goddelikheid en sy gesag. Dalk ontken hulle selfs dat Jesus of God se woorde inspraak moet hê op ons lewe en dit verander. Hulle sê dalk geloof is soos 'n buffet waar jy kan kies. Maar terwyl ek dit alles gesê het, moet ons sê dat ons gedagtes moenie dwaal na spesifieke mense of predikante as ons nie eers toelaat dat die Heilige Gees ons oortuig, dat ons die balk uit ons eie oë moet laat haal voordat ons die splinter uit iemand anders sin gaan haal nie. Met dit alles gesê, hoe kry ons dit reg? Eerstens, ken die Bybel. Bestudeer dit gereeld, woon preekelei, by luister na die oordeenkings, dink daarna. Tweedens, gebruik onderskeidingsvermoë wanneer jy aan iets dink, deur dit te vergelyk met wat die skrif sê. En derdens, staan by die waarheid, al maak dit jou en jou lewenswandel ongemaklik. Wanneer jy hierdie beginsels op jouself gaan toepas, dan het jy helfte van die stryd alreeds gewen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg om die woord in ons hande te kan vashou. Dankie dat U dit gebruik om ons te leer. Help ons om die balk uit ons eie oog
taal en toe te laat dat U waarheid ons deur die Heilige Gees transformeer. Amen.